Spatare. Vir jare was die enigste antwoord groot indringende chirurgie. Maar vandag, wel, dinge het drasties verander. Ons het nou hierdie ongelooflike, minimaal indringende prosedures. So hoe presies werk hulle? Dis wat ons vandag gaan oopbreek. Ons gaan die nuutste mediese wetenskap agter spatare demystifiseer. Kom ons spring sommer dadelik weg. Goed, eerste dinge eerste. Wat is spatare nou eintlik? Dis 'n baie goeie vraag, want die meeste mense dink dis maar net 'n kosmetiese probleem, iets wat nie mooi lyk nie. Maar die waarheid is, daar's 'n werklike mediese rede hoekom hulle vorm en is nogal belangrik om te verstaan. Kyk gou hierna. Dokters gebruik hierdie klassifikasie om te wys dat Venus se siekte eintlik 'n spektrum is. Dit begin dalk by klas 1, daai klein fyn spinnekoeaartjies, maar as dit nie behandel word nie, kan dit erger word. Dit kan lei tot swelling, velveranderinge en ja, selfs al die pad tot by klas 6 waar jy met 'n pynlike oop sweer sit. So dis nie iets staties nie, dis 'n progressiewe toestand. Nou, voordat ons by al die slim oplossings kom, moet ons eers die werklike oorsaak van die probleem verstaan. En hier's die ding, dit kom alles neer op 'n eenvoudige meganiese fout diep binne in ons are. Daardie fout word veneuse terugvloei genoem. Stel jou 'n loodgieterstelsel voor met een-rigting kleppe wat seker maak water vloei net in een rigting. Jou are werk presies so. Hulle het klein klappies wat sorg dat bloed opwaarts na die hart vloei. Maar as daai klappies beskadig raak, begin die bloed teruglek en afsak. Daardie saamgepoelde bloed is wat daardie sigbare bultende spatare veroorsaak. So, hoe weet dokters presies watter kleppe die skuldiges is? Dis waar die tegnologie regtig indrukkend raak. Hulle gebruik iets wat duplex ultrasonografie genoem word. Dink daaraan as 'n hoë tegnologie sonar wat 'n volledige padkaart van jou are teken. Dit wys hulle presies waar die lekkasies is. Reg, ons verstaan die probleem. Nou vir die goeie nuus, die oplossings. Die eerste en mees gevestigde van die moderne metodes gebruik iets wat ons almal ken: hitte. Die twee groot name wat jy hier sal hoor is radiofrekwensie-ablasie, oftewel RFA, en endovenese laserablasie, of EVLA. Die belangrikste ding om te onthou is dat albei minimaal indringend is. Hulle is nou die absolute goue standaard en het daardie ou groot operasies heeltemal vervang. En hoe werk dit? Dis eintlik ongelooflik elegant en eenvoudig. Kyk hier. Eerstens word 'n piepklein kateter in die aar ingeryg. Dan word 'n spesiale nummende vloeistof rondom die aar gespuit. Dit doen twee dinge: dit verdoof die area en dit beskerm die omliggende weefsel teen die hitte. Laastens word gekontroleerde hitte toegepas wat die aar laat toekrimp en seël. Jou liggaam doen dan die res. Dit absorbeer daardie aar oor tyd en herlei die bloedvloei na gesonder are. En dis dit. En as jy wonder of dit hou, wel, die syfers praat van self. Hierdie een is nogal ongelooflik. Met RFA-behandeling is amper 95% van pasiënte se are 5 jaar later steeds perfek gesluite. Dis nie 'n vinnige tydelike oplossing nie, dis 'n duursame, langtermyne resultaat. Maar die innovasie het natuurlik nie daar gestop nie. Die volgende generasie behandelings gaan nog 'n stappie verder. Hulle skakel die hitte heeltemal uit. Dit beteken ook jy het nie daai nimmende inspuitings nodig nie, wat die hele proses nog vinniger en eenvoudiger maak. Die amptelike naam is nie termies, nie tumescent of anti-NT. Dit is 'n hele mondvol, ek weet. Maar al wat dit vir die pasiënt beteken is 'n vinniger, nog minder indringende prosedure met selfs minder ongemak. Dis 'n reuse sprong vorentoe. En hier is die 3 hoofspelers in hierdie kategorie. Eerstens het ons chemiese ablasie. Dink aan 'n spesiale mediese skuim. Dan is daar mechanochemiese ablasie, wat 'n slim kombinasie van 'n roterende draadjie en 'n chemiese middel is. En laastens, die mees direkte benadering, kleefmiddelsluiting, wat presies is soos dit klink, 'n soort mediese supergom. Kom ons kyk gou na die gommetode, bekend as Vena-Seal. Dis regtig fascinerend. 'n Klein druppeltjie van hierdie spesiale mediese gom word binne in die aar geplaas. Die oomblik wat dit aan bloed raak, verhard dit en seël die aar onmiddellik en permanent toe. Die mechanochemiese metode, soos klarewyn, is soos 'n dubbele aanval. Binne in die kateter is 'n draadjie wat vinnig spin en die binnewand van die aar saggies opskuur. Terselfdertyd spuit dit 'n chemiese middel uit wat die aar help om heeltemal toe te maak. Dis 'n 1-2 hou wat ongelooflik effektief is. Goed, dit sorg nou vir die groot, dieper are. Maar ek hoor al wat jy vra. Wat van daardie klein, fyn spinnekooraartjies wat so baie mense pla?
Wel, vir hulle is daar 'n heeltemal ander maar ewe effektiewe tegniek. Dit word skleroterapie genoem en dis al jare die goue standaard vir spinnekopare. 'n Spesiale oplossing word direk in heel die klein aartjies ingespuit. Dit irriteer die aarwand wat veroorsaak dat dit ineenstort en toeseël. Mettertyd word dit dan eenvoudig deur jou liggaam weggevat. Maar selfs hier is daar 'n keuse. Moet die dokter 'n vloeistof of 'n skuim gebruik? Dit klink dalk na 'n klein detail, maar die antwoord maak 'n groot verskil en hang alles af van die grootte van die aar. Kyk gou na die verskil. Vloeistof aan die linkerkant is perfek vir daardie heel fynste aartjies, maar vir die effens groter are aan die regterkant is skuim koning. En hoekom? Want die skuim stoot die bloed letterlik uit die pad uit. Dit verseker dat die middel maksimum kontak met die aarwand maak, wat die behandeling baie kragtiger en meer effektief maak. Goed, kom ons sit nou al hierdie stukke van die lekker bymekaar en kyk na die groter prentjie. Want ons is werklik in 'n splinternuwe era van aardsorg. En hierdie grafiek, wel, dit sê alles. Dit kom van 'n massiewe studie wat duisende pasiënte se resultate ontleed het. Kyk net na daai syfers. Laser of EVLA het 'n suksessyfer van 94%. Radiofrekwensie is op 84% en die ou tradisionele chirurgie, dit kom laaste in op 78%. Die data is onmiskenbaar. Die moderne binneaardterapie is net eenvoudig beter. Hierdie aanhaling som dit eintlik perfek op. As gevolg van verbeterde veiligheid en doeltreffendheid is hierdie endoveneuse behandelings nou die onbetwiste standaard van sorg. Chirurgie is eenvoudig nie meer die eerste keuse nie. So as hy een ding is wat jy vandag moet onthou, is dit. Ons het wegbeweeg van die skalpel, 'n enkele groot indringende opsie, na 'n hele gereedskapskis vol gesofistikeerde, veiliger en baie meer toeganklike oplossings. 'n Toestand wat algemeen en soms aftakelend is, kan nou met ongelooflike elegansie en presisie behandel word. En dit los ons met 'n laaste groot gedagte. Hierdie storie oor spatare is deel van 'n baie groter neiging in medisyne. Soos tegnologie aanhou om komplekse mediese prosedures eenvoudiger, veiliger en meer toeganklik te maak, hoe gaan dit ons algehele benadering tot alledaagse gesondheid en welstand in die komende jare verander? Dis definitief iets om oor na te dink.